Dit was nie net die slaan nie. Ons het baie as 'n gemeente gekonsentreer op die wraak van die Vader wat oor sy seun gekom het. Want hy sê in Jesaja hoofstuk 53 vers 10, and at least Yahweh, die Vader behaag om sy seun te verbruisel. En dit is groot woorde. En die wraak van die Vader wat op die seun gekom het. So ons verstaan die hele kruisgedeelte en wat dit Christus gekos het, sodat ons hier kan sit, vry kan wees van die boeie van sonde. So ek gaan so klein ietsie anders te doen vanoggend in verband met die kruisiging. Maar ek wil julle vra, moenie Sondag mis nie. Sondag gaan ek 'n baie spesiale boodskap bring met die opstanding wat julle nog nooit gehoor het. En ek gaan baie verwys na 3 vrouens. En die 3 vrouens wat so liefde gehad het en uitverkoop was, wat heel eerste graf toe gegaan het. En met die opstanding. So vrouens asseblief, moenie mis Sondag nie. Julle gaan 'n gedeelte sien van die opstanding wat jy kan nie preek sonder om te huil nie. En dieselfde met die kruis. Net om hierdie te lees in die week, sê ek, Here, hoe praat 'n mens oor die kruis? Sonder om neer te val op jou knie en uit te roep, U is heilig. Want ons is nie werd om dit gedoen te word, vir ons om so te sterf, vir ons sondes nie. Ons is bose mense. Ons is sondaars. Maar dank die Here vir sy genade wat ons vrygekoop het, dat ons hier kan sit. En besef wat Christus vir ons gedoen het. En dit was eintlik die hele idee gewees om hier te sit by die kruis, waar ons kan bietjie gesels daaroor. Ek wil, Zaidi, ek wil net vir my 'n liedjie speel. Ek wil net ons moet ons oë toemaak. Ons gaan nie sing nie. Luister net na die woorde, maar ek wil net eers vir ons open en dan gaan ons dadelik na die woorde gaan. Kom ons sluit die oë. Abba Vader, Vader, ons is hier vanoggend saam as deel van die liggaam. Here, waar ons gaan praat oor die soewereine woord, die woord wat nie leeg kan terugkeer nie, die waarheid, Christus, die lam wat geslag was. Here, raak ons harte aan vanoggend met hierdie woord. Dat ons net weer vanoggend die besef sal kom wat dit gekos het. Die prys wat betaal was, sodat ons kan vry wees, sodat ons kan skoon wees. Die bruid, aangeneemde kinders en dogters van Vader. Here, word verheerlik vanoggend. En ons weet dat die kruis is leeg, die graf is leeg, want U het opgestaan. En ons eer en loof U heilige naam. Amen. Die prys wat hy betaal het, ons vrygemaak het, en hemel wag vir ons. Die dag waar ons hier sal uitwoon en by Christus sal inwoon. En dit maak my opgewonde. Maak my opgewonde. En die Here is goed vir ons. Oom het nou net getuig van die kinders in die karongeluk. Ja. Die Here is goed vir ons. Die Here is goed vir ons. Baie goed. En wat die mensdom roep vir boosheid, vir evil. Genesis hoofstuk 50 vers 20 sê, what men do for evil, God meant for good. En dis wat hulle gedoen het vir Christus. Wat Christus gevat en hulle die boosheid en wat hulle hom wou dood, maar hulle het hom doodgemaak en die martel wat hy moes deurgaan, het God die Vader gekom vir die goed, sodat ons almal gered kan word. Prys sy heilige naam. Prys sy heilige naam. So ek wil vanoggend, soos julle weet, ons weet waaroor die kruis gaan. En in die nag het hy saam met sy disippels gegaan en hulle is na die berg van Olyf toe. En hy 3 van sy disippels saam met hom gevat, nader en sê, maar sit hier, terwyl ek daar sit en bid. Die een vertaling sê, 'n klip gooi weg. Het sy disippels van hom afgesit. En hy het begin uitroep. Die een vertaling sê, die een evangelie sê,
dat dit was sweet wat van sy voorkop soos bloed. Dit is 'n baie diep angs, vrees, wat moes deur Christus gegaan het. 'n studie wat hulle bewys het, wat weermag ouens in die oorlog, is daar ouens met hierdie vrees wat hulle ervaar het, is daar bloed gesweet. En dit is wat Christus beleef het. En hy het uitgeroep, Vader, neem hierdie beker van my al weg, maar nie my wil, u wil. En so het hy teruggegaan na sy disippels toe. Johannes, Jakobus en Petrus. En hy praat met Petrus. Petrus wat verwys word na die kerk. Hy praat met Petrus, hy sê, waak saam met my 1 uur. Waak saam met my, waak en bid. 3 keer, soos ons weet, bly in die slaap. En so weet ons dat daar 'n legion, 500 man saam met die fariseërs en die sadduseërs en skrifgeleerders wat gekom het, 500 man, wat Christus kom soek het met stok en swaard. Hulle het hom weggeneem. Hy het hom self oorgegee. Hy was nie gevange geneem. Jesus het hom self oorgegee. Vrywillig. En so het ons gesien in die skrif, baie duidelik, dat hy kom voor Herodes, hy kom voor Pontius Pilatus, en so was hy gespot. Hulle het hom gespoeg, geslaan. Die een vertaling sê, 'n silwer kleed was oor hom gesit, die ander vertaling sê, 'n purper kleed. Hulle het 'n doringkroon op sy kop gesit en hom geslaan met 'n riet. Hulle het hom gespot. Hulle het hom 2 keer naakt uitgetrek, soos 'n naak, sê die Bybel. Hulle het vir hom hierdie kleed aangetrek. Hulle het hom uitgevat. Hulle gesê, buig voor julle koning. Hulle het hom weggevat, hulle het hom geslaan. En ons weet hoe groot die sweep was en wat dit alles behels het in die 40 houe minus 1:39, waarvoor dit staan. Maar die gedeelte wat ek vanoggend nou wil doen by julle, is in die boek van Markus. En Markus verduidelik nie verskriklik baie oor die kruis nie. Glad nie. Maar wat 'n dinamiese boek. Hy is nie soos een van die ander boeke wat begin met die stam en al die name en goed nie. Hier begin hy direk met Christus, die boek. Wat vir my verskriklik aantrek, as jy weet, met die boek van Markus. Maar hoe beskryf hy die kruisiging hier? Markus 15 vers 24. En ons lees saam. En nadat hulle hom gekruisig het. Dis wat hy sê. Dis wat hy praat van die kruis. En nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry. En dit was die 3de uur toe hulle hom gekruisig het. In die opskrif van die beskuldiging wat bokant hom geskrywe is, die koning van die Jode. Kyk waarvan beskuldig hulle Christus. En hoekom hulle hom gekruisig het. Die beskuldiging was gewees, die koning van die Jode. Waarvan hom beskuldig het. Hulle het 2 rowers saam met hom gekruisig. Een aan sy regter en een aan sy linkerkant. En die skrif is vervul wat sê, en hy was by misdadigers gereken. En die verbygaanders het hom gesmaak, terwyl hulle hoof skud en gesê, ha! Ons het jou! Ha! Die enigste vertaling wat hierdie woord ha gebruik. Ha! Nou is jy gevang. Wat nou? Dis vers 29. En die verbygangers het hom gesmaak terwyl hulle hul hoof geskit en gesê, ha! U wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou. Verlos u self en kom van die kruis af.
En toe het hy ook die owerpriester saam met die skrifgeleerders gespot en vir mekaar gesê, ander het hy verlos, maar homself kan hy nie verlos nie. Vers 32. Hoor nou wat noem hulle Christus hier. Laat Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo. Ook die wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. Skrifgeleerders en almal wat daar staan en sê, maar hier is mos die Christus, die koning. So klim af. Ons wil glo, maar wys dit eers vir ons. Vers 33. En toe die 6de uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde. En toe tot die 9de uur toe. In die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Wat as dit vertaal word, beteken, my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, kyk, hy roep Elia. Toe hardloop een en maak 'n spons vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. En hy sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom af te haal. Maar Jesus het met 'n groot stem geroep en die laaste asem uitgeblaas. En die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, wat baie belangrik is. En toe die hoofman oor 100, wat daar voor hom staan, sien dat hy so uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas het, sê hy, waarlik, hy was die seun van God. Waarlik, hy was die seun van God. En soos ek sê, ons gaan nie begin om die hele storie te vertel nie. Ons gaan fokus vir oggend. En ons gaan 'n glimp sien, 2000 jaar terug, net by die voet van die kruis. Niks kan vergelyk word met die kruis van Christus. Daar's niks wat ons kan bring, wat eers naaste by kan vergelyk wil word. Geen martel, geen dood nie, van niemand af. En Christus het vlees geword en onder ons kom woon, en kom sterf vir ons. Hierdie was 'n wrede dood. Hierdie was 'n pynvolle dood. Maar hierdie was ook 'n skandelike dood, wat Jesus moes deurgaan. Jesus, die seun van God, wat in die wêreld moes inkom. Hy sê hier in vers 24, hoor wat sê hy? Die eerste sinnetjie van vers 24. En nadat hulle hom gekruisig het. Nadat hulle hom gekruisig het. Jy sien, Markus gee net vir ons hierdie verduideliking, want hulle was so gewoond gewees aan kruisigings. Hulle het plus minus 30.000 mense al gekruisig in die Bybelse tyd. 30.000. Vir hulle was dit 'n normale ding gewees. Hierdie kruisiging. En hierdie kruisiging was 'n kruis wat plat gelê op die grond. Hulle het Christus gevat. Hulle het hom met sy rug op die kruis laat lê, met sy gesig in die, na die hemel toe. Kry net hierdie prentjie in julle kop. Hulle trek sy arm en slaan 'n dik spyker met 'n groot plat kop agter. Ek het 'n bietjie my huiswerk gaan doen. Slaan hulle in sodat hy nie moes uitskeer met die gewig wat hang, laat hy moes uitskeer. Laat dit hom daar sal hou. Maar hulle trek die ander arm, hulle trek hom uit lid uit. Spiere skeer. Hierdie enige pyn, slaan die ander spyker in. Sit sy voete met 'n sekere angle en deurboor sy voete met 'n spyker. En daar lê Christus. Nadat hy geslaan is, nadat hy gespot is,
Nadat hy deur alles moes gaan, en nog steeds het Pontius Pilatus gesê, ek kry geen fout in hom nie. Niks. Gat wat hulle gegrawe het, is plus minus 'n meter diep. En toe hulle hom oplig, val daai houtkruis met Christus op hom, val met daai oomblik in daai gat in, met sy hele gewig. En die spykers in sy hande moes dit dra. Nie met toue om goed vasgemaak nie, om hom op boot te hou nie. Die pyn wat Christus moes deurgegaan het, sodat ons hier vanoggend kan sit, vrylik, sê Here, U is goed vir ons. U het vir my gedoen, U het vir die wêreld gedoen. U het vir die wêreld gedoen. Want so lief het God die wêreld gehad. En Jesus hang met sy volle gewig aan hierdie kruis. Jy sien, om gekruisig te word, het nie net die slaan en op die kruis gevat nie. Dit was baie meer as dit. Dit was baie meer as dit. Hierdie was 'n horribale, lelike, skandelike dood. En wat dit moes gevat het, nadat hulle hom geslaan het met hierdie sweep van 400 mil lank, in die wonde, in die bloed, moes hy bloedverlies gehad het. Met die bloedverlies moes hy duiselig geword het. Hy moes krampe gekry het in sy liggaam. Spiere het geskeur. Joints het alles uit lid uitgekom. Hy moes moeg geword het. Honger. Dors. Koors van die pyn. Moes daar 'n koors gekom. En hulle het hom spesifiek gemartel vir 'n tydperk. Dan het hulle weer 'n bietjie gewag, dan het hulle weer gemartel vir 'n tydperk, want die kruis, soos ons weet, was spesifiek geontwerp gewees vir maksimum lyding. Voordat dit sy dood gekos het. Dit was die wreedste dood wat 'n mens kon deurgaan. En hierdie was 'n aanhoudende martel gewees. En die pyn wat hy moes deurgegaan het. En dan kom hy hier in vers 24, die B-gedeelte, en hulle die klere verdeel, in lot gegooi. En ons almal het die prent en die idee van, dit was die drag wat hy gedra het, wat in een soem, wat die Bybel van praat, was net in een soem gewees, die onderklere. Maar wat van die ander klere, stukke? In die Bybel sê hulle het in 4 stukke gedeel. Maar die een wat hulle in gesoom het in een gedeelte, het hulle lot gegooi voor. En hier is hierdie soldate voor die kruis. Een van die sandale, ander van die beld, ander van die buitekleed. En hier is die binnekleed. En hulle gooi lot oor hom. Terwyl Christus, die lam van God, op die kruis hang. En hulle besef dit nie. Hulle besef dit nie. Hulle loop weg met die kledingstukke. Maar hulle loop nie weg met 'n gebroke hart nie. Hulle sit by die voet van die kruis. En hulle sien nie hulle verlossing en hulle redding. Die Bybel praat hier van vers 25. Die 3de uur het hulle hom gekruisig. Die 3de uur 9:00 die oggend. Dis ook my gevra, dis vanoggend 9:00 wees. 9:00 die oggend het hulle hom gekruisig. Die sonopkoms was 6:00 die oggend. 9:00 het hulle hom gekruisig. Dan praat die Bybel hier van die 6de uur het dit donker geword, wat 12:00 die middag was. En hy het gehang aan die kruis van 9:00 die oggend tot 12:00 die middag. En dan praat hy weer verder van, hy sê en dit was duister gewees tot 9:00 toe. Tot die 9de uur. 9de uur was 3:00 die middag.
vir daai hele tydperk het Christus gehang in die kruis. Met die spot, en die lag, en die slaan, en die pyn, en die seer. En hy sien sy kinders, waarvoor hy sterf. Waar hy die lam is, wat geslag was, vir ons. Vers 26 kom en dan sê hy, in die opskrif van sy beskrywing, wat bokant sy kop geskrywe was, die koning van die Jode. Die koning van die Jode. Hoor gou wat sê Johannes hierso. En toe die owerpriesters en die dienaars hom sien, skreeu hulle en sê, kruisig hom! Kruisig hom! Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. En die Jode antwoord, ons het 'n wet, en volgens ons wet moet hy sterf, omdat hy homself seun van God gemaak het. Vers 14. En dit was die voorbereiding vir die Pasga. En omtrent die 6ste uur, toe sê hy vir die Jode, daar is julle koning. Maar hulle skree, neem hom weg, neem hom weg, kruisig hom. En Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Matteus, hoofstuk 27, sien ons vers 18. Die rede hoekom hulle hom oorgehandig het as gevolg van jaloesie. Hulle was jaloers op Christus. Hulle sê hierso, want hy het geweet dat hulle hom nydigheid oorgelewer het. Hulle was jaloers op Christus. En deur die jaloesie, die nywigheid het hulle hom oorgelewer. OK? Maar hoor nou wat sê hy hierso, vers 28. En toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel oor hom. En hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof en 'n riet in sy regterhand. En hulle val op hulle knieë voor hom en spot hom en sê, wees gegroet, o koning van die Jode. En hulle spieg op hom en neem 'n riet en slaan hom op sy hoof. En so kan jy na Lukas toe gaan. In die boek van Lukas sê hy dat hulle het in Grieks, Hebreërs en in Latyns geskryf, die koning van die Jode. En die rede hoekom hulle dit geskryf het, die koning van die Jode, want dit was die aanklag teen hom gewees, hoekom hulle hom gekruisig het. Hy was die koning van die Jode. En daar's 'n rede hoekom ek dit sê vir hom. Ons koning, ons ewige, die koning van die konings, die soewereine koning wat op die kruis gehang het, vir ons. Die koning van die wêreld, van die heelal, wat op die kruis gehang het vir ons. En Pontius Pilatus skryf hierdie aanklag op hierdie kruis, so om vir hulle te sê, OK, julle kragtige, magtige nasie, is dit al wat julle het, 'n koning wat op 'n kruis moet sterf soos 'n krimineel? OK, kom ek skryf dit dan vir julle en ek gee dit vir julle, kom ek gee vir julle 'n insult, julle skrifgeleerdes, in julle gesig. Hoe kleinlik julle eintlik is, dat julle julle eie koning aan 'n kruis vasnaal. En hy skryf, koning van die Jode. Hulle kom, hulle sê, nee, moenie sê die koning van die Jode nie. Gebruik liewer te anders te sê, hy het gesê hy is 'n koning. Hy sê, wat ek geskryf het, het ek geskryf. Koning van die Jode. Hierdie voorhangsel het geskeur. Ons sien dit in vers 38, waar hierdie voorhangsel geskeur het, met die aardbewing wat gekom het, toe hy sy asem uitblaas. Besef ons hoe groot hierdie voorhangsel was.
Dis nie net 'n gordyn gewees wat gehang het tussen die buitekort, innerkort en die heiligste van die heiligstes nie. Nee. Dit was plus minus tussen 18 en 20 meter hoog. Hierdie hangsel wat gehang het. Dit was 10 meter breed. Dit was 100 mm dik. Dit het 300 priesters gevat om daai 3-4 ton van 'n voorhangsel te kon oplig om die skeiding te kan bring van die heiligste heilig van die oor die 4 ton. 300 priesters gevat. En wat vir my interessant is hierso, hy word geskeur van bo af na onder toe. Waar God vir ons sê, ek maak jy weg, waar geen iemand te wegmaak. Waar hierdie voorhangsel julle geskei het en net die hoofpriester het ingekom, nou vat ek dit weg deur my seun. Nou het elkeen vrye toegang na my toe. Nou kom apostel Paulus. Nou apostel Paulus vat dit verder. Hy sê ons het nie eens net meer die vrye toegang nie, maar as Christ in me. Ek is nou daai tempel. God is in my. Besef ons die werk wat Christus gedoen het vir ons aan die kruis vandag. Eintlik dat ons hier kan sit. Ons sien die gedeelte van Barabbas. Want dit was vir hulle 'n custom gewees om iemand vry te laat, sodat die ander een moet sterf. En hulle almal roep uit, ek gaan nie in detail daar aangaan nie, maar hulle almal roep uit, los Barabbas, kruisig Christus. Los Barabbas, kruisig Christus. Weet ons wie Barabbas was in hierdie hele verhaal? Die woord Barabbas beteken the son of the father. Die seun van die vader. En as jy hom in Hebreërs gaan uitlei, beteken dit die seun van die mensdom. So die mensdom moes vry gewees het vir Christus om te kan sterf. Wat is die rede vir dit? Hy was net 'n moordenaar. Barabbas was 'n bietjie meer as net 'n moordenaar. Een van die teoloë beskryf Barabbas so. Barabbas was released in place of Jesus Christ, and he was described as a notorious prisoner, a bandit, a rebel, imprisoned for murder in an insurrection against the Roman authority in Jerusalem. A revolt against the Roman ruler and murdering during that uproar. En as jy hom nou gaan verduidelik en jy gaan sien wat hulle bedoel by hom, was hy soos 'n terroris gewees wat 'n opbring gebring het teen die Romeinse empire. En met daai opbrings het hy nog mense, jy weet, nog doodgemaak. Hy was die boosste van die boos. Hulle sê maak hom los. Kruisig Christus. Maak hom los en kruisig Christus. A guilty prisoner. Ons is vrygelaat by the death of an innocent Christ, the King of all kings, our Lord. Jesus, die Seun van God, is gekruisig vir die hele wêreld, vir almal. Elkeen wat sy naam aanroep. Elkeen wat in sy hart bely en uitroep, Christus. Christus. Dis die kruis vanoggend waar ons aan dink. Die werk wat Christus vir ons gedoen het. Sodat ons kan vry wees. Kom ons bid saam. O Abba Vader, dankie vir die seën. Dankie vir die offer, die lam, die koning van alle konings, die naam bo alle name. Ons Here, ons redder, ons verlosser, ons versoener. Dankie Here vir wat U gedoen het vir ons aan die kruis.
sodat ons kan vry wees. In Christus, skoon gewas. En Here, ons sit hier vanoggend op hierdie koppie, naby die kruis, met die wete, die kruis is leeg, en so ook die graf, want die het opgestaan. Die oorwinnende krag, en daarom is ons meer as oorwinnaars, vir die wat in Christus is. Dankie dat ons vrygemaak word, Here. Waar ons so menig kere val voor U, weet ons, U het eens en vir altyd vir ons vrygemaak. Ons kan altyd vinnig hardloop na die troonkamer van verlossing en redder, en ons kan bely. Dankie dat ons hierdie vrye toegang het na U toe. Dat ons hoef nie deur 'n priester te gaan of deur een of ander rituele te gaan nie. Ons het 'n vrye toegang na U Vader wat Christus vir ons moontlik gemaak het. En ons eer die naam daarvoor, Here. Word verheerlik vandag in Jesus naam. Amen. Amen.